Ons gaan vanoggend begin net deur vandag te kyk waar die Here oral teenwoordig is op aarde. Ons praat weer oor om in die vrees van die Here te leef. Plekke waar God woning maak. Ons weet, in die eerste plek het hy woning gemaak in die tabernakel, daarna in die tempel wat Salomo gebou het, en toe nou vandag in die Nuwe Testamentiese tyd leef hy in ons. Ons is 'n tempel van God. Hy leef in gelowiges. En kom ons begin dan by Eksodus 29, vers 45, waar die Here hierdie verstommende verklaring maak aan sy kinders, aan die volk van Israel, as hy sê, en ek sal onder die kinders van Israel woon en vir hulle 'n God wees. En dan sê hy ook in Eksodus 29 vers 44, sê hy, ek sal Aaron, hy sê ek gaan onder die kinders van Israel woon, ek sal vir hulle God wees, en toe sê hy ook, ek sal Aaron en sy seuns heilig om vir my die priesterampt te bedien. So hy het hulle in die posisie geplaas om dit te kan doen. Nou in Levitikus 10 vers 1 sien ons, en die seuns van Aaron, wat nou in die posisie geplaas is om in die priesterampt te bedien, Nadab en Abihu, 2 van die 4 seuns van Aaron, het elkeen sy eie vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring. Vreemde vuur, ongeoorloofde vuur, staan daar. Wat God hulle nie beveel het nie. Vreemde of onheilige vuur hier beteken om iets wat heilig is, nie met eerbied of met ontzag te hanteer nie. Beteken om iets wat heilig is, te hanteer as iets gewoon. So wat ons hier vind in hierdie jong manne se lewe, hulle wat gemagtig was deur God om as priester te bedien, om in die Here se teenwoordigheid in te kom, hulle het dit begin doen sonder om eerbied en ontzag te hê vir God. So, wat gebeur met hulle? Vers 2. Wat gebeur met hulle? Daarop het daar 'n vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Wow. So het die Here hulle nou wreed aangeval en hulle moet 'n vuur verteer? Nee, hy het nie. God is liefde. God het nie net lief nie, hy is liefde. So wat het hier gebeur? Kom ek probeer 'n voorbeeld gee. Die meeste mense hou daarvan om so 'n bietjie in die son op die strand te gaan lê en te ontspan en 'n bietjie te tan. Want die son is 150 miljoen kilometer van ons af, van die aarde af. Maar as jy gaan probeer om 10.000 kilometer van die son af 'n tan te vang, gaan jy binne oomblikke verbrand wees, uitgebrand wees. Verstaan julle wat hier gebeur? Hier was 2 jong manne, en wat hulle inderdaad gedoen het, was om hulle self in gevaar te stel. God het niks gedoen. God se teenwoordigheid is daar, en is groot, en is soos 'n vuur wat brandend is. En hierdie 2 manne het hulle self in gevaar gestel, deur in God se teenwoordigheid in te kom, sonder eerbied en ontzag. Hulle het probeer om 10.000 kilometer van die son af te ter. Toe sê Moses vir Aaron, vers 3, hy sê, dit is dit wat die Here gespreek het, deur te sê,
in die wat naby my is. Wat sê Jakobus? Jakobus 4 vers 8. Hulle wat tot my nader, ek sal tot hulle nader. Hulle wat tot God nader, ek nader tot hulle, sê God. So, ons kry dieselfde uitnodiging ook in die Nuwe Testament. Maar as ons nou gaan kyk na Levitikus 10 vers 3, die Here het gesê, wie 'n offer vir my bring, moet besef dat ek heilig is. As jy 'n offer vir my wil bring, sê die Here, moet jy besef, ek is heilig. Sy ontsag vir my, sê die Here, moet vir die hele volk duidelik wees. Die Here sê, ons eerbied en ontsag vir hom. Die vrees wat ons vir die Here het, moet baie duidelik wees vir almal. As jy die Here aanbid sonder respek en ontsag, sal dit ook vir ander mense duidelik wees. Ek dink dit sal selfs vir die ongelowiges duidelik wees. Die Here sê, ek moet beskou word as heilig, en ek moet voor die hele volk met ontsag behandel word. Dis wat die Here van ons verwag. So wat Moses sopas vir Aaron gesê het, is 'n universele bevel en ook 'n ewige bevel. Universeel beteken, dit geld vir elke geskape mens en hemelse wese. En dit beteken ewig, dit was nog altyd so en dit sal vir altyd so wees. Dit gaan nooit verander nie. Daar staan in Psalm 89 vers 6 en 7, hy is God. Vir hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontsag. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom hom. Jy sal nooit die Here vind in 'n atmosfeer waar hy nie met uiterste respek aanbid word nie. Dit beteken wanneer ons in sy teenwoordigheid inkom, moet ons daar inkom met ontsag en respek vir hom. En nou dink jy waarskynlik, wag so 'n bietjie Andrei, dis Ou Testamenties hierdie. Ons is Nuwe Testamentiese gelowiges. So kom ek bring dit so 'n bietjie in die Nuwe Testament in. Ons vind 'n baie soortgelyke verklaring wat die Heilige Gees maak deur die apostel Paulus in 2 Korintiërs 16, waar daar staan, want julle is 'n tempel van die lewende God, soos God gespreek het. So wat hy hier doen, hy haal net aan wat die Heilige Gees gesê het in Eksodus. En hy sê, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Kom ons beweeg na die dag van Pinkster. En die kerk het net begin groei. Ons het hierdie situasie in Handelinge 5, ons gaan nou daarna kyk. Ons verstaan gewoonlik nie lekker wat hier in Handelinge 5 gebeur, as ons nie weet wat gebeur in Handelinge 4 nie. En dit lees nie. Ons moet verstaan dat Handelinge eintlik een boek is wat geskryf is soos 'n storieboek, en dis die kerk wat later gekom het en hoofstukke en verse toegeken het tot die boek. So, heel aan die einde van Handelinge 4 lees ons in vers 36 en 37. Ons gaan nou eintlik kyk na Handelinge 5, maar hoor net wat staan aan die einde van Handelinge 4. En Josef, wie se bynaam Barnabas was onder die apostels, 'n Lewiet van geboorte uit Siprus, het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. So kom ons kyk wat gebeur hier. In daardie dae was Siprus baie welaf area gewees. Hulle het baie hout gehad, baie mynbedrywighede, baie groente, baie vrugte, baie olyfolies gehad, welaf. Om grond te besit daar, moes jy welaf gewees het. So Barnabas was 'n welaf ou gewees. En hy het 'n stuk grond verkoop en hy bring hierdie geld na die kerkbyeenkoms toe en hy lê dit aan die voete van Petrus neer. So die volgende vers. Nou gaan ons na Handelinge 5. Vers 1 van Handelinge 5. Staan hier, dit begin met maar. Ons lees van Barnabas, wat 'n stuk grond verkoop het. Hy bring die geld, en hy lê dit voor die priesters se voete, en dan staan daar maar. Nou,
Blykbaar, onder die skrywers, begin jy nie 'n sin met die woord maar. Ek weet nie regtig hoekom nie, hulle sal beter weet. So, as jy die sin met maar begin, dink ek moet ons bietjie klem daarop, moet ons bietjie aandag gee. Daar staan in Handelinge 5 vers 1. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop en ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Hulle het voorgegee dat hulle die hele bedrag gegee het. Met die medewete van sy vrou het hy die res teruggehou. Vers 3. Toe sê Petrus: Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir die mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterf. Hy het gesterf net soos die seuns van Aaron, né? Nadab en Abihu. En dan staan daar in vers 11, en 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom, nadat Ananias en Safira gesterf het. Nou, kom ons kyk net gou weer na die groot prentjie. Toe dit gebeur, sê die Bybel het 'n groot vrees oor die hele gemeente gekom. So, wat was die sonde hier? Dit was nie die feit dat hy nie die hele offer gebring het nie. Petrus maak dit baie duidelik. Dit was die feit dat hoe hulle voorgekom het, of hoe hulle wou voorkom voor al die ander mense, was vir hulle belangriker gewees as wie hulle werklik was. Hoe hulle graag wou hê mense moet hulle sien en wat mense van hulle moet dink, was vir hulle belangriker gewees as wie hulle werklik voor God is. Hoe kon hulle ooit gedink het dat die Here hulle nie sou sien en nie weet wat hulle doen nie? Wat is baie interessant, is dat Adam en Eva het ook gedink hulle kan vir die Here wegkry, nadat hulle gesondig het. En as jy dink aan die mense van Israel, weet nie of ons hierdie gedeelte, of jy dit al voorheen so gelees en besef het nie, Esegiel 9 vers 9, die ongeregtigheid van die huis van Israel en van Juda is buitengewoon groot. Want hulle sê, die Here het die land verlaat en die Here sien nie. Dis wat die geestelike leiers van Israel sê. Esegiel 8 vers 12, sê hulle, het jy gesien, mensekind, wat die oudstes van die huis van Israel in die duisternis doen? Elkeen in sy kamers met beeldwerk, want hulle dink die Here sien ons nie, die Here het die land verlaat. Baie belangrike waarheid hierdie. Ons heilige gees, ons heilige vrees vir God, groei in die begrip van God se heerlikheid en sy grootheid. Want die teenstelling is ook waar. Ons sal sy heerlikheid en sy grootheid begin uitdoof, hoe minder ons hom vrees. Ons kan dinge vir mense wegsteek. Jy kan jou motiewe wegsteek vir mense. Jy kan dit wat jy sê wegsteek vir mense wat nie hoor wat jy sê nie. Maar jy kan dit nie met die Here doen nie. Maar die leiers van Israel het gedink, en Ananias en Safira het gedink, deur dinge vir hom te probeer wegsteek. En dis wat Petrus hier sê, Ananias, wat het jy gedoen? Hoekom op aarde het jy dit gedoen? Nou maar André, jy weet, ek ken nou 'n paar predikers en pastore en dominees wat ook al gelieg het. En ek ken 'n paar van hulle wat ook al goeders gedoen het wat weggesteek is. Hoekom val hulle nie dood voor die Here nie? Kom ons kyk 'n bietjie. Ons sien Petrus
stap uit in die straat, en as sy skaduwee net op mense val, ontvang hulle genesing. Hierna op Pinksterdag. Soos Petrus wat deur die hospitaal loop en letterlik die hospitaal leegmaak, soos wat mense gesond word. Dis hoeveel krag en heerlikheid op Petrus rus. So ons moet verstaan, die Here hou eintlik sy heerlikheid so bietjie terug. Want hoe groter sy heerlikheid, hoe vinniger en hoe kragtiger is sy oordeel. En dis wat gebeur het. Sy heerlikheid wat op Petrus gerus het, was so groot, dat dit wat Ananias en Safira gedoen het, het God se heerlikheid, dit was net te groot. Hulle het op die oomblik gesterf. Want as sy volle heerlikheid sou kom vandag, sou daar waarskynlik 'n paar van ons dood neerval voor hom. Die Bybel maak 'n verklaring in 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Die sleutelwoorde hier is dat elkeen geopenbaar kan word soos wat ons regtig is, waarlik is. Wil jy vandag geopenbaar word soos wat jy werklik is? Elke mens vertoon 'n sekere beeld na buite. Die eerste is hoe ander mense ons sien. Ons weet dit nie altyd nie, maar as jy vir enige iemand sou vra, sou hulle jou sien op 'n sekere manier. Die tweede beeld wat ons uitstraal is hoe ek wil hê ander mense moet my sien. Ons het altyd hierdie begeerte dat mense moet my sien op 'n sekere manier. Ek projekteer iets wat ek wil hê ander mense moet dink van my. En die derde ding is dan natuurlik ons ware beeld, né? Hoe ons werklik is. Hoe ons geopenbaar sal word die dag met die oordeel voor die regterstoel van God. Want daai dag gaan ons geopenbaar word soos wat ons werklik is. As ons dink aan Jesus, hy is verkeerd verstaan deur baie mense. Hulle het leuns vertel oor hom. Hy is beskuldig daarvan dat hy duiwelbesete is. Hy is beskuldig daarvan dat hy 'n dronkaard is, dat hy 'n onheilige mens is wat saam met sondaars rondgehang het. Luister net wat sê sy eie broers van hom in Johannes 7. Vertrek hier vandaan, sê hulle vir hom, en gaan na Judea sodat u disippels ook die werke kan sien wat u doen. Want niemand doen iets in die geheim en soek terselfdertyd om in iedereen se mond te wees nie. As u hierdie dinge doen, vertoon u self aan die wêreld, gaan bewys u self aan die wêreld. Hulle wou graag gehad het Jesus moet dit projekteer. Hulle wou graag gehad het mense moet 'n sekere iets in Jesus sien en 'n sekere iets van hom dink. Maar sy werklike beeld was totaal anders as wat baie mense se persepsie van hom was. Kolossense 1 vers 15 staan daar: Hy is die beeld van die onsigbare God. God self sê in Matteus 3 vers 17, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het, en dis hierdie beeld van Jesus wat oor die eeue heen behoue gebly het, want hy is nou die absolute toonbeeld van God die Vader. So terwyl Jesus op aarde was, as jy nou regtig 'n studie daarvan wil gaan maak, het hy alle selfbevordering het hy vermy. Alle selfverheerliking het hy absoluut vermy. Enige pogings om sy reputasie te bou of te verbeter, het hy vermy. Hy het vermy om populêr te wees. Hy het weggebly daarvan af. Enige toekennings te ontvang, dit was nie wat hy wou hê nie. Hy het nie mense se goedkeuring gesoek nie. As hy iemand genees is, het hy gesê, moenie vir die mense gaan vertel nie. Gaan net na die priesters toe en doen soos wat Moses beveel. Hy het nooit enige aandag op homself probeer trek nie.
Wanneer die beeld van hoe ons graag wil hê, mense moet na ons kyk, as dit meer gewig dra, as ons werklike beeld, sal ons aanhoudend probeer om ons reputasie te verdedig, self te beskerm. Al ons pogings gaan gefokus wees op hoe ons voorkom en hoe ons lyk voor ander mense. Ons gaan titels najag, ons gaan status najag, ons gaan populêr wil wees, want ons gaan dink hierdie dinge. As ons al hierdie dinge het, en die mense dink goed van ons, dan steek dit al ons tekortkominge weg. Dan sal mense dit nie raak sien nie. Maar niks hiervan gaan saak maak op die dag van oordeel nie. Niks gaan saak maak die dag wanneer Jesus Christus weer kom nie. Wat bekend gaan word, en wat geopenbaar gaan word, is wie ons werklik is. 1 Korintiërs 4 vers 5. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, want wat die verborgde dinge van, moet julle nie oordeel voor die Here kom nie, wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak. Hoor julle dit? En dan alleen sal elkeen lof van God ontvang. Almal wat natuurlik sy lof waardig is. So is baie duidelik dat hy hier praat van die gelowige se oordeel. Verstaan ons? Dat ons geopenbaar gaan word voor die regterstoel van God vir wie ons werklik is. Ons kan nie voorgee nie. Ons kan niks wegsteek vir die Here nie. Dit is nie moontlik nie. So Paulus praat van die oordeelsdag in 2 Korinte 5 vers 10. Ons het dit net nou gelees, ek sit dit weer vir julle op. As hy sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad is. En dan die volgende ding wat hy sê in vers 11. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Nou, hopelik sal die oordeelsdag ons heilige vrees vir die Here brandend hou, sodat ons leef volgens ons ware beeld, wie ons werklik is. So die heilige vrees, ons heilige vrees vir God, hou ons motiewe en ons intensies, hou dit in plek. As ons kyk na Ananias en Safira, hierdie dodelike lokval waarin hulle beland het, was dit vir hulle meer belangrik oor hoe hulle lyk vir ander mense, as oor wie hulle werklik was. Kom ons veronderstel, hulle is gered op die dag van Pinkster, of dalk kort daarna. Dalk was hulle een van die 5000, wat op 'n keer tot bekering gekom het, toe Petrus in die tempel instap. Die vroeë kerk van Jerusalem was besig om tot stand te kom, was besig om gevorm te word, hulle het gegroei, en die leiers van Jerusalem was natuurlik op soek na leiers in die gemeente, en ouens wat gawes het, en wat kan bedien in die gemeente. Almal van ons het unieke gawes ontvang, en die leiers van 'n gemeente is altyd op soek na mense wat gawes het, wat kan bedien in die gemeente, en diensbaar kan wees. Die apostels was op soek, op hierdie stadium in die vroeë kerk in Jerusalem, na mense met spesifieke gawes, en Ananias en Safira was sekerlik opgewonde geweest om gered te wees, om deel te wees van die kerk. En die kerk het groot geword. Eers 3000 wat gered is, en toe 5000 wat gered is. Daar was ten minste 8000 mense in die kerk van Jerusalem. En Ananias en Safira se spesifieke gawe was waarskynlik die gawe van vrygewigheid. Wat gebeur as jy die gawe van vrygewigheid het? Jy trek aandag. Jy trek aandag. Is dit verkeerd? Is dit sleg? Ek dink nie so nie. Sê 'n mens nie dankie vir iemand wat diensbaar is in die gemeente nie, wat die gawe van diensbaarheid het nie. Sê mens nie dankie vir iemand wat goeie leierskap tentoonstel nie.
in 'n gemeente nie? Sê jy nie dankie vir iemand wat die gawe van prediking het, wat hier kom preek, en jy gaan na die tyd kom toe en jy sê, hoorie, dit het vanoggend vir my baie beteken. So, hoekom sal dankie sê vir die gawe van vrygewigheid dan nou so verkeerd is? Paulus het gesê, as jy jou gawes vir die Here gee vir die hele kerk, gee die hele kerk dank aan God. Mense het hulle gawes in die openbaar aangebied. En Jesus het met die gelowiges gepraat, toe hy gesê het. Hy het met die ongelowiges gepraat, toe hy gesê het. Nie met die gelowiges, toe hy gesê het, maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand sien. Hy het met die fariseërs gepraat. Want die fariseërs sou trompette blaas, wanneer hulle gawes in die tempel inbring. Die apostels het dit nie gedoen nie. Hulle wou net dank betoon vir hierdie tipe gawes wat God gegee het. Diensbaarheid, leierskap, vrygewigheid. Ananias en Safira se gawe was waarskynlik vrygewigheid. So hulle het aandag gekry. En hulle het hierdie aandag begin geniet. En ewe skielik, Miskien het hulle in huwelikskonflik beland. Miskien het hulle finansiëel moeilik getrek. Maar ewe skielik het in hulle posisie beland en daar was dalk argumente tussen hulle twee en dit het 'n paar weke aangehou en hulle wou daarom nie die indruk skep dat daar foute is nie en hulle het nog steeds met baie liefde en vrolikheid kerk toe gekom en mekaar se hande vasgehou en hulle skep die indruk dat hulle verlief is, maar hulle steek weg wie hulle werklik is en wat werklik in hulle lewe gebeur. Want op 'n dag bring daar 'n man van Siprus, 'n Lewiet van Siprus met die naam Barnabas. Kom bring hy 'n offer wat baie meer aandag trek as wat die offers van Ananias en Safira trek. Skielik draai almal se aandag weg van Ananias en Safira af na hierdie man van Siprus, Barnabas. Al die aandag is nie meer op hulle nie, so wat doen hulle? Omdat hulle meer gefokus is op hoe hulle wil hê ander moet hulle sien en die goeie indruk wat hulle skep, as op wie hulle werklik is. Bring hulle 'n offer en dink hulle kan 'n beeld van hulle self projekteer voor al die mense wat hulle ware beeld wegsteek. En wat gebeur? Die heerlikheid van die Here is so groot en so sterk dat hulle in gevaar beland. Net soos Aaron se seuns. Maak weer 'n stelling. Hoe groter die vlak van God se manifesterende heerlikheid op daardie oomblik, hoe vinniger en hoe kragtiger vind sy oordeel plaas. As jy kyk na vandag se kerk, ons ervaar nie die heerlikheid van die Here vandag dieselfde nie. Ons sien nie pastore en dominees deur 'n hospitaal loop en almal word genees. Soos wat Petrus in die strate van Jerusalem geloop het. Soos wat Petrus die genesings laat plaasvind het met sy skaduwee wat geval het. Die Here dit laat plaasvind het met Petrus se skaduwee wat net op iemand geval het. Die glorie en die heiligheid van God het so sterk gerus op Petrus, dat toe Ananias en Safiras lieg, in die teenwoordigheid van daardie heerlikheid, is hulle op daai plek geoordeel. Wat sê Paulus in 1 Timoteus 5 vers 24? Party mense sondig so openlik, dat hulle sondes hulle vooruitloop na die oordeel toe. By ander kom die sondes eers later aan die lig. Miskien op die oordeelsdag. Dis Nuwe Testamenties. Wat Paulus sê, is dat sommige mense se sondes sal geopenbaar word nou,
en nie openbaar voor mense, anders se sonde sal geopenbaar word eendag op die oordeelsdag. En hulle gaan dan geopenbaar word vir wie hulle werklik is. Hulle sal nie verlore wees nie, vir ewig nie, want hulle is gered deur die bloed van Jesus Christus. Gered deur die genade van God. Hulle sal nie verlore gaan nie, maar tog sal hulle die ewige beloning verloor. En daar sal trane en spyt wees. Daarom is dit goed dat ons nou uitroep na die vrees van die Here. Omdat die vrees van die Here jou emosies en jou bedoelinge in toom hou, sodat ons nie 'n verkeerde beeld voorhou nie. Dat jy nie 'n beeld sal voorhou van wat jy graag wil hê ander mense moet van jou dink nie, maar dat ons ware beeld sal uitleef. Dit gaan geopenbaar word, en dit is reeds geopenbaar, want niks kan vir God weggesteek word nie. Dit is 'n ernstige boodskap hierdie julle. En ek dink die meeste van julle wat hier sit, besef dit. Sien, toe ons ouers ons gewaarsku het hulle ons waarskynlik gered, ons lewe gered. Maar toe hulle ons geleer het dit ons lewens verbeter. Paulus sê in Kolossense 1 vers 27, aan wie, dit is 'n nuwe lewende vertaling wat ek het lees, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle. Die hoop van die heerlikheid. Dit was meer van 'n waarskuwing. Maar ons wil tog graag hê dat die heilige vrees van die Here ons intensies in toom sal wys wie ons werklik is. Dat ons nie 'n geprojekteerde beeld sal uitleef nie, maar die ware beeld van wie ons is. En dit is hoekom die vrees van God so 'n groot skat en gawe is vir elkeen van ons. Amen. Here, baie dankie vir u woord wat lewend is, wat u voortdurend oopbreek vir ons. Here, en dat dit so duidelik is dat ons elke keer wat ons in u teenwoordigheid inkom, dit sal doen met ontzag, met respek. Dat dit u begeerte is, Here, dat ons in u vrees sal leef, want dit verander ons hele lewe. Dit vermy dat ons in posisies beland, waar ons 'n posisie voor ander mense, 'n beeld voor ander mense wil vertoon wat nie waarlik is wie ons is nie. Ons begeerte, Here, is om te leef volgens die waarheid van die woord, gehoorsaam aan die Heilige Gees. En wanneer ons dit doen, weet ons, Here, dat ons lewe geopenbaar kan word op hierdie oomblik. En ek bid, Vader, dat ons almal in hierdie tyd, hierdie volgende paar weke, sal soek daarna, honger sal wees, om waarlik te kan leef in die vrees van die Here. En ek bid dat ons lewens sal verander, Here. Nie net ons lewens nie, maar ook die mense se lewens om ons. Ons kinders se lewens, ons ouers se lewens, ons vriende se lewens, almal met wie ons in aanraking kom. Mense wat raak sien dat ons beeld wat ons uitleef nie enige agenda is nie,
nie 'n leuen is nie, maar die absolute waarheid. Omdat ons vir U ontzag het en respek het vir wie U is. Word verheerlik, Here, in ons lewens, word verheerlik in hierdie dag as ons hier uitgaan, wat is ons nou saam met kuier en geleentheid soek dalk om vir mekaar te bid, mekaar te bemoedig. Here, want dit gaan alles oor Jesus. Ons eer U, Here.